Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis die 16de Desember en nee, dit is nie. Dit is die 17de Desember in jou wêreld, maar dit is die 16de Desember in ons wêreld. Gelukkige tyd van opname. Tyd van opname 16 Desember, die vakansiedag. Wat bekend staan as gelofte dag of Day of Reconciliation of die dag van, wat is dit in Afrikaans? Wat sal dit wees in Afrikaans? Versoeningsdag. Dag van versoening, ja. Versoeningsdag. Verseker reconciliasie, kan jy dink? Yes, jou rek juffrou, sy so trots gewees het op jou, maar dit is nie dit nie, nee. Ja. Ek is seker, daar is seker mense wat praat van dag van reconciliasie, maar ek dink die Afrikaanse beter terme is versoeningsdag. Ja, dan skree al die puriste, dis anglicisme, stop. Anglicisme. So, dit is nou dit, en dit is die laaste klets-episode. So, Colleen, hoe gaan het? Vir 2025, nee. 2025. Ek het gedog, we're gonna leave it hanging, but then you were clever to pick up. Toe was jy baie vinnig geweest om die broodkrummels op te tel. Baie dankie, Colleen. Ja, is my plesier. Ja, het gaan goed, Matthys. Ja, ek kan nie kla nie. Alles is mooi groen, alles groei. So ver Desember, die mense wat ek mee interaksie gehad het, gedra, almal hulle self en almal is skaflik en kind en dit help, gentle. Dis al 'n begin. Ja, so ver is dit 'n baie gentle Desember vir my. En dan by jou? Ja, gentle, bietjie warm vandag, maar ook relatief gentle. Ek moet sê, ek dink Suid-Afrika het gouer tot 'n stilstand gekom as wat ek verwag het. Maar dit is letterlik dit is soos een van daai treine wat ewe skielik net gestop het. En nou stop hy net daar. Iemand het 'n emergency ding getrek en toe. Ja. Vrydagmiddag 4:00 toe trek iemand die emergency stang en nou is Suid-Afrika op 'n halt en dan sal ons seker weer volgende jaar stoom optel. Ek het maandag op die stadium, want ek is nog nie op die offisiële verlof of iets nie. So maandag nog 'n bietjie gewerk en toe nou jy teen 1:00 nou regtig begin stres, Matthys, ek het nie 'n enkele e-pos gekry nie. Nie. Dat ek vir myself doen 'n toets e-mail stuur van my Gmail account af, net om seker te maak dat my werks e-mail nog werk. Maar jy dit was 'n hard stop. Maandag is alles doodstil. Die opsigter hier waar ek bly het my so 11:00 se kant maandag gebel in 'n toestand, in 'n absolute toestand, maar konteks, hy's 'n oud polisieman, hy's dinge is reg of verkeerd. Dus daar's nie grys areas tussenin nie. Bel hy my in 'n absolute toestand om te sê alles is nou gebreek. Sy hele rekenaar is gebreek, die internet, alles is gebreek. Hy weet nie wat hier aangaan nie. Ek sê nader vir my, ek sê net vir my wat gaan aan. Nee, hy kry nie e-posse nie. Sê ek vir my dat ek net vir jou 'n toets e-pos stuur. Sekondes later. Nee, die e-pos is nou hier. Sê ek vir hom, ja, jy kry net nie e-posse nie. Suid-Afrika is op vakansie. Dit is hoe dit werk. Niemand anders rekenaars is aan nie, so. Chill. Ja, gooi vir jou 'n glasie wyn, lê langs die swembad as jy in Suid-Afrika is, as jy oor see is waar dit sneeu, trek iets warms aan en just kachel op. Ja, en feestyd lekker. 'n bietjie Jägermeister. Ja, was 'n rowwe jaar, so ons almal verdien 'n bietjie van 'n blaaskans. Ja, ek moet vir sê, ek het dit nou te gewaag vandag vroeër, moes ek gou 'n paar stukkies klere wat ek gekoop het wat ek nou nie meer wil hê nie, moet ek dit gaan omruil. So toe waag ek dit nou gou daar. Gelukkig hierdie monstrosity by my, die wêreldbekende Fourways Mall. Nee. Die grootste mall in Afrika, as ek dit nie mis het nie. Ek dink hy is, ja. Ek weet, dit is verseker die grootste mall in Suid-Afrika. Ja, maar weet jy wat, hy het sy voordele om 'n groot mall te wees, want jy voel nooit regtig die crowds nie. Ja. Daar's redelik spasie, maar selfs hier is Matthys, ek onthou 'n paar jaar terug, en selfs as 'n kind, nee. As jy winkels toe gegaan het so 'n paar dae voor Kersfees, was dit was 'n totaal en alle vertrapping. Dit was angswekkend. Dit was terrible. Ek wil vir jou sê, ek het reg voor die deur parkeer by my verkose ingang. Was heerlik stil. Daar was nêrens 'n ry nie. So dit was actually 'n absolute breeze. Ja, wel, ek dink dit sê vir baie van ons ekonomiese klimaat in Suid-Afrika. En ook die feit dat die meeste mense iets op vakansie is. Ja, ek dink online shopping, hè? Ja. So,
Ja, Die speelgoedwinkel was natuurlik 'n moerse treat. Hulle het was jy het jy van groot Christmas seil. shopping ook doen? Hulle het 'n groot seil op Legos, ja. Ja, ek het een ding gekoop, maar ek sal vir julle later sê wat dit is, maar ek sê net wys man, dis nou vir my moeder. Nie dat sy ons show luister nie, so kan seker maar vir julle sê. Beautiful. Ja, sê maar. Dit is stunning. Dis is 'n bos blomme, maar dis Lego. Ja, dis stunning. Dis eintlik dalk goed dat Mimi na ons show luister nie, maar ja. Kyk hoe mooi dit lekker is baie mooi. Ja, dis baie mooi. Ja. Jy weet natuurlik dat jy hom gaan bou, nee. Nee. Ja, zeg nou maar met bou. Ek het een hierso Is dit deel van jou plan om al besig te hou vir die res van Desember? Ja, nee, sy moet hom uitfigure. Nee, die groot ding is yes, Matthys, lank jy 'n plan het met Lego, ek nou besef. So ek het sulke klein blommetjies wat ek by 'n vriendin gekry het 'n paar jaar terug. Klein Lego blommetjies en ek het hulle gebou, maar jy het mos maar die plan. Saam met die boksie kom jou Lego plan. Ja. Wat dit baie maklik maak. En ja, toe Johanna eendag so al die goedjies het staan so in so 'n printerstry wat ek teen die muur op het. En toe Johanna eendag verkeerd gedraai of iets gestamp en toe bliksem al die blommetjies af. Dink jy ek kry daai ook goed reg gebou weer? Want ek het obviously die plan weggegooi. Ja. Maar jy gaan hom seker kan Google. Jy sal die plan kan Google. Ek is seker hy sal beskikbaar wees. Jy het 'n nommertjie nodig, so hulle is daar, maar ek kry nie die een wat ek het nie. As jy die nommertjie het, dan is jy okay. But I'll figure it out. Anyway, dit was my kakprobleme. My ou Lego probleme. Ja, champagne problems. Wel, so gepraat van kos en aanlyn verkope, een van die goeders wat natuurlik die afgelope ruk ook op die nuus was, is Uber Eats se rapport wat hulle uitgebring het. En jy het ook 'n paar stats daar. Ek het nogal geskrik toe ek besef te sien dit, en onthou nou, hierdie is net Uber Eats, nee. Hierdie is nie byvoorbeeld Miss Delivery wat ook nog Takealot is, Amazon en al daai tipe van goeders nie. So, gooi jy met van jou stats en dan sal ek invul waar ek ook ekstra goeders het. Ja, ek dink die eerste een wat opgekom het is dat definitief fried chicken en pap is nog steeds die mees populairste maaltyd. Ek meen, dit is 'n afgryslike gedagte vir my. Kentucky en pap. Maar ja. Ja, maar kyk ook, ek het Chicken Licken maak ook 'n wonderlike weergawe van 'n pap. Hoor, en ek moet nou bieg, nee. En even Nando's het 'n pap opsie op hulle menu. Ek moet nou bieg, ek het nou eendag 'n hapie gevat van 'n Chicken Licken by iemand by die werk. Ja. Dis my baie lekker, hoor. Chicken Licken, so ja, dis seker lekkerder as Kentucky se. Dis nie vir my so nat en smetterig soos wat Kentucky is nie. Chicken Licken is nie bad nie. Was nogal reeds. Ja, so paired with pap, it wasn't just lunch, but a cultural movement, sê hulle vir ons. Dan refer hulle na, ek glo, die Caps Lock Crusaders. Ek het nogal ook 'n issue met dit, want elke keer as ek vir my 'n wimpy toasted salmi of so bestel met chips, dan sê ek altyd daar waar hulle sê any special requests or notes. Dan sê ek daar, please add vinegar, want hulle sit nie vinegar in as jy nie vra nie. Vir salmi jou chippies. Ja, maar dit werk nooit, Matthys, ek het nog nooit vinegar gekry nie. Ek was al so aanstel, ek wil die winkel bel en sê, kom haal julle bloody chips. Maar jy het die caps lock gebruik nie. Die caps lock gebruik nie. So, dit is die ding. So caps lock in Afrikaans, die mense, die puriste, dit is hoofletters. Jy het nie hoofletters gebruik. Jy het nie, in die digitale wêreld, as jy hoofletters gebruik, dan skree jy op iemand. So jy het nie op hulle geskree. Ja, so die geheim is, jy moet op hulle skree en jy moet dit ook herhaal in daai notes. So byvoorbeeld een klant het geskryf breast only in caps en dit gekopie en paste 50 keer. Dis nou net bossies, dis nou nie hulle het nie by 'n hoereis op Uber Eats georder nie. Dan het 'n ander ene 16 keer herhaal, ook in capital letters. Please make chips extra crispy. En dan hierdie is ook nogal 'n ingewikkelde een. 7 keer het hierdie klant herhaal, no white sauce and no garnish on any burger, please. Only barbecue sauce. En dan natuurlik van die meeste comments van goeders wat moet weggelaat word uit maaltye uit. Dink ek julle kan seker raai, dis die anti-koriander brigade.
Yes, ja. Ja, wat ook nou die hoofletters gebruik om te skree, nou koriander, 16 keer. Ja, En dit is maar die interessante ding, die koriander ding. Ek het nie besef dat mense het so jy hou either daarvan of jy hou glad nie daarvan. Dis Jy baie het 'n interessant. aversie of jy hou daarvan. En ek het regtig daaroor gelees, Matthys, hulle reken is iets in jou DNA. Dis absoluut iets in jou selsamestelling wat maak dat jy either van koriander hou of dit verpes. Okay. Wel, ek het daai die afwyking tot die sel dan, want ek hou baie van koriander. Ja. Ja. So en dan praat ek op artikel ook natuurlik van die high rollers en die super savers. So een enkele restaurant het van een enkele loyal fan 419 orders ontvang net in 2025. Ja, okay, my brein is baie. Ja, in 1 jaar 419 orders van een persoon. Ek weet dit is daar is nie eens 419 dae in 'n jaar nie. You know. So dit beteken hierdie persoon het op 'n tyd daar meer as 2 of 3 keer bestel. Ja, dit is belaglik. Ek het op 'n stadium gedink, ja, Matthys, jy moet begin kyk. Jy raak te gemaklik en te gereelde gebruiker van byvoorbeeld Uber Eats of Mr. Delivery van takeaways. Maar toe ek hierdie goeie sien, dis ek het so ag nee wat jy het niks om oor te worry nie. Ek wonder net hoe dik is daai persoon? Verstaan hoeveel eet jy? Ek het 'n teorie oor dit. Ek vermoed ek het daar gedink, dog ek iemand kan nie so baie bestel nie. Ek weet nie of jy dan sit jy in jou basement en myn crypto die hele tyd dat niemand jou ooit sien nie en jy vreet die hele dag. Maar my teorie is dit, ons ken ook seker mense Matthys, families met 'n gedeelde Uber-account en almal bestel op pappa se kredietkaart op verskillende tye in die dag en 'n familie het dalk 'n gunsteling restaurant en hulle het 4 kinders met kredietkaarte. I think that's how it happens. So. Okay, dit maak sin. Dan daar was 'n ander ook een gewees van die top eter het 2772 orders ter waarde van 465.320. Ek dink ons almal weet wie dit is. Ons weet wie dit is. Is dit John Steenhuisen? Dis John Steenhuisen. Ek weet daar's geen twyfel nie. Ons almal weet dit nou. So hulle het regtig probeer under wraps hou, maar ons weet wie dit is. Dis amper 500 miljoen se takeaways. Ja. Dis terrible. Ja. So dankie John. Daar's hy. Ek wil my verstaan om te dink dat dit is moontlike maatskappy met 'n Uber-account of weer eens 'n baie groot familie. Of John Steenhuisen. Ja. Dan Matthys, the most expensive single order. Ja. Het jy hom nog daarvoor jou? O ja, dis hier met die tequila nie waar nie. Met die tequila, ja. Van amper 18,000 rand. Ja, vir 'n bottel tequila. En ek dink daar's een net onder hom wat die persoon 2 bottels whisky en 'n bottel tequila bestel het. Ek dink was iets so 16,000 rand gewees. 'n ander persoon het 'n iMac bestel. Ter waarde van 18,000 rand. Ook deur Uber. So, it's possible. 'n iMac deur Uber Eats. Apparently deur die Uber app het die persoon 'n iMac. Dis wat ek op 'n ander berig gelees het. Ek weet nie of ek dit moet glo nie, maar that's what was printed. Ja, ek weet nie. Maar wie was dit vir sy robot? Kosie vir sy robot. Ja, en daai ding moet altyd sê jy save oor dit, jy weet betaal R90 'n maand en dan spaar jy op delivery fees. Now I guess if you order 419 times, dan is dit seker nie moeite werd om daai R90 'n maand te betaal. Maar die top ek het dit. Ek het daai R99. Dit maak 'n moeë verskil. Maak regtig 'n groot verskil in savings. Die ander sielkunde van dit is jy moet elke keer moet jy bo R150 spandeer. Ja, dis so, kan. Hulle vang jou met dit dat jy altyd bo R150 koop ook. Ja, kyk, is maklik om bo R150 te koop, I guess. Ja, so op Uber One, wat ek dink is dit Uber One wat R99 kos, ek kan nou nie onthou nie. Ek dink so, of R90 of something. Het een klant dan 'n volle R20,000 in afleweringsfooie gespaar hierdie jaar. Ja, dis baie. R20,000.
En kyk daai afleweringsfooie is nie baie geld nie, want dit is nie soos R100 per aflewering nie. Dis soos R12, R14, R8, R20. Dis klein geld. So om R200,000 te spaar, is 'n moeë saving. Jy moes besig gewees het op Uber. Ja, nou lyk dit my en dit raak nou 'n romantiese gesture ook. Jy weet, wat was daai Afrikaanse ding van Liz Meyering? Maar het altyd gesê, die pad na 'n man se hart is deur sy maag. Kak man, dis 'n one way deur sy voel. Onthou jy daai? So, lipstick, dipstick. Ja, lipstick, dipstick. Dis maar. So ja, lovers bestel vir mekaar kos en stuur die smetterigste boodskappe saam met die Uber. Smetterigste Kentucky. Ek kan nie dink. Wil nie. Ja, wil nie sinds I miss you deeply and my heart aches to be near you. I love you more than words could ever capture. And I hope this birthday was unforgettable as you are to me. Ja, filled with joy, magic and a lekker fucking pizza. Enjoy. Ek hoop dit was dan 'n ordentlike pizza gewees en nie fried chicken en pap nie. Because then I would have a lot of questions. Ja, en daar was al een koppel wat 'n standing weeklikse order ingesit het om gepre-program het vir die hele jaar vir hulle date night. I mean that's loyalty next level, né? Daai is ook vir my dis moeë commitment. So ek het daai gelees ook, dis ek het seker ek kan nie sulke commitments maak in my lewe nie. Ek kyk nie goed met commitment nie. Hoe commit jy aan date night op dieselfde aand en jy eet dieselfde ding of jy eet by dieselfde plek vir 52 weke? It freaks me out. Ja, nee. Ja, en dan was daar die laaste stats, ek dink dit is die laaste wat gegaan oor tydsberekening op verskillende goeders. Wat was die vinnigste aflewering, wie die meeste aflewerings gedoen, al sulke goed. So die vinnigste aflewering van 2025 was 'n Rooibos Peach Iced Tea en dit is afgelaai in slegs 48 sekondes nadat dit bestel is. So dan if they really wanted to take the piss there, of dalk het iemand in die tou gestaan of iets, ek weet nie. Ja, ek het gedink daai lyfokker, kon jy nie maar net oor die straat geloop het na die winkel toe nie, of afgeloop het na jou kafeteria toe nie. Ja. I mean, jy's 'n lui bliksem. Ja, I mean, who knows. Dan die besigste afleweringspersoon het 'n totaal van 48.940 kilometer gery in 2025. Ja, so dis basies die distansie. Ja, dit was daar nie 'n totaal van 8.250 trips wat hy hierdie 49.000 kilogram, kilometers afgelê het, ja. Ja, daar's 'n ander ou wat ook, so daai ou het uit die distansie afgelê van Johannesburg tot by Kaïro en terug. En dan 'n ander ouetjie het amper 50.000 km/h gery en hy het 'n totaal van 6.349 trips gedoen. Dis scary, hè? Gewonder nou ook, ek dink nou altyd ook, as ek die Uber kry, ek meen hulle is nog skaars by die hek, dan bel hulle my al, om vir my te sê, hulle is daar, dan is hulle nie partytjie daar nie, dan vang ek hulle, dat hulle voor die tyd daar is, dan het ek 'n moose fight met hulle. Want ek gaan nie vir jou wag nie, dis hoekom ek betaal, en dis hoekom ek jou tip gee. Maar dis obviously hoekom hulle dit doen, want hulle, hoe meer hulle op die pad is, hoe meer geld kry hulle. Ja, that's the name of the game, do it as fast as possible. Kaapstad het uitgekom as die stad met die meeste laatnagbestellings, meer as enige ander stad in Suid-Afrika. Die meeste vegan bestellings, plant-based orders. Ja. Kan jy raai? Uit watter stad het dit gekom? Durban. Das sy. Maar ek het nogal daaroor gedink. Ek wonder of dit baie te doen het met die Indiese geregte wat meeste van die tyd altyd vegetarian is in Durban. Ja. So ek het nogal gedink dit kan dit wees. Ek dink nie Durban is so noodwendig so woke nie. Maybe is hulle. Ek was lanklaas daar. Nee, ek dink dit gaan maar oor daar bly baie Indiërs in Durban, which subscribe to Hinduism, which they do not eat meat, so dit maak ook sin. Ja, en dan een restaurant het 'n skrikwekkende 84.283 orders hierdie jaar ontvang, net op Uber Eats. Ek wil weet wat daai restaurant is. Ek wil ook weet. Ek wil weet, want ek dink dit moet dan obviously moeë goed wees. Dit moet regtig lekker wees. Of ja, dit is, of dis chicken lick. Franchise is, moet invest, man. Ja, so ek wil ook
weet wie is daai spesifieke restaurant. Ek dink daar was een persoon ook, een drywer het na een kliënt toe 336 keer afgelewer van net iets soos 14 restaurante af. What are the chances dat die drywer heeltyd na dieselfde aflewering toe gaan? 336 keer van 14 restaurante af. Scary. That is crazy. En een van die stats wat vir my nogal moes interessant was, het hulle gesê dat Uber Eats het Suid-Afrika of Suid-Afrikaners van 12.7 miljoen ure gespaar in 2025. Jy sien. En dis dan obviously die tyd wat jy kos gemaak het, wat jy nie verkeer sou gesit het. Ek weet nie wat hulle alles bereken in daai statistiek nie, maar dis nogal actually quite a lot of savings daai. As dit ons nou net meer produktief maak, sal dit nou nice wees. Dit is nou die groot probleem, Colleen. Wat is die slotsom van hierdie hele gesprek? Mense is fucking lui en hulle raak dik. Dis dit. Dis wat dit is. En daar sluit ek myself in. Verstaan, ek praat nou, ek preek nou nie. Ek is lui en ek raak dik. Dankie Uber. Ja, nee, dit is so Matthys. Ek het vir jou vanoggend gesê, ek moet vanmiddag 'n bietjie van koel toe gaan en vanaand kook ek vir myself want ek kan nie meer takeaways eet nie. Ek het gisteraand het ek toe maar weer ook 'n takeaway gekry want ek het die wêreld se grootste babbelas gehad. Ek was violently hungover geweest. Ons het Sondag, ek en Colleen het saam met vriende van ons 'n Kersete gehad by hulle huis op 'n Sondagmiddag. En gewoonlik sal mens mos nou dink 'n Sondagmiddag Kersete, dis 'n betaamlike ding, verstaan? Jy nie met daai klomp. Drink 'n wyntjie, maar met die spesifieke mense het ek nou geweet dat ek maar eerder 'n oornag tassie inpak. En dit was nogal rof geweest. Ek onthou die volgende oggend toe ons mekaar kyk jy kyk so half mas mekaar, so want jy binne goed rebelleer, jy voel nie lekker nie, niks is lekker nie. En dan sê sy van, ja, dit was baie nodig geweest. Ons het almal dit nodig gehad. So ek het wel besef, dit is nou 'n ding wat jy my sê as jy ouer word, as jy nou baie dronk geword het en bietjie jou bolle losgemaak het. Wat het ons gisterand gedoen? Jy sê nou, yes, ons het daai nodig gehad. Hierdie was nodig. Hierdie was baie nodig geweest. So ja, so as jy hierdie Desember een van daai moments hê waar jy moerdronk raak en 'n verskriklike babbelas het die volgende dag, onthou net. Dit was nodig. Jy het nie 'n fout gemaak nie, jy het gedoen wat nodig is. Jy het gedoen wat nodig is. 'n Rowwe bliksem. Hoorie, terwyl ons so van John gepraat het, so ek het nie hy's my onrusbaar en stil. Hy's regtig my onrusbaar en stil. En die goed wat ek onlangs van hom gelees het, doen hy actually bad goed wat doen hy eintlik bad goed by Departement Landbou nie. So ek kan nie verskillende steke by my laat nie, maar as hy nou nie Uber bestel nie met. As hy nou nie Uber bestel nie, as hy nou gewerk het. Doen hy actually nice goed is in die afloop met 'n onlangse onderhoud wat ek geluister het van hom op Biz News. Maar een van die dinge wat ek sien is dat dit lyk vir my so half dit gaan begin moeilik raak vir John Steenhuisen in die stoel van leier van die party. Het klink vir my daar is 'n klomp onderliggende stromings en mense wat op die stadium nie wil hê dat hy gaan volgende jaar of by die volgende verkiesing dan weer partyleier is nie, as gevolg van al die klaad wat hom is, alhoewel ons weet dat die ondersoek Hy was 'n goeie partyleier sover. Ja, ek dink daar's goeie dinge en daar's slegte dinge wat gebeur het. Behalwe sy eetgewoontes, maar verder is daar goeie dinge en slegte dinge wat gebeur het. En teregtelik, soos wat hy gesê het ook 'n paar keer, is dat hy het redelike gebroke DA oorgeneem. Net na Mmusi Maimane die DA verlaat het. Die DA was nie in 'n baie goeie situasie nie. En mense kan dan vir hom sê, kyk waar het hy die DA gebring as die tweede grootste party in Suid-Afrika en een van die muscles in die regering van nasionale eenheid. Maar wat my interessant is dat my die mense is besig om te canvas vir Gordon Hill-Lewis om te staan as hoof van die DA in die volgende verkiesing. En ek moet sê, ek hou nogal van die man. Ek het ook niks teen hom persoonlik nie. Ek dink hy doen goeie werk in die Kaap.
Bernd het hulle gevra vir Silje Brink ook en hy het gesê dat sy fokus is nou om die burgemeesterskap terug te wen in Pretoria, so hy gaan glad nie staan daarvoor nie. So ek het die kommentaar gelees of gesien van Cornel Lewis wat hy sê of hy wel moontlik sal staan as leier van die DA nie. Ek twyfel eintlik of hy sal, want John Steenhuisen was ook integraal in Cornel Lewis se posisie waar hy nou is. Mens weet nie wat is die verhouding tussen hulle twee nie, en maybe sal hy, maar volgens die beriggewing wat ek gelees het, is die nuances dat die DA het jonger leierskaps nodig, hulle het baie goeie jonger jonger leiers. Hy leiers. baie gewig verloor het, hy lyk of hy op Ozempic is, so dalk is een of ander, ek weet nie, verhouding Maybe John besef dat hulle het actually 'n maar persoon nodig. Iemand wat nie I like him baie. Anyway, maar dit is nou glad nie. That's actually besides the point. Vreeslik analitiese comment wat ek nou het nie, maar wat ek wel wil sê is Matthys, is ek dink dit is nice dat die DA op hierdie stadium twee baie sterk leiers het om vorentoe te stuur. Which is quite cool. En ek dink daar's 'n groot ding is geruime hoeveelheid ander. Ek dink daar's 'n geruime hoeveelheid ander leiers ook. Wat moontlik nog gaan hulle self openbaar, want hulle het 'n baie sterk leierskapsontwikkelingprogram binne die DA, weet ek. Ja, die enigste probleem met daai is ons het dit al hoeveel keer gesien, die ouetjies wat deur daai leierskapsprogram gaan, die Pumzile van Dams en die ander ouetjie wat nou ook ewe skielik by die Patriotic Alliance is, maar hy's soos 'n hy's 'n political party prostitute. Ek weet van wie jy praat, maar ek kan hy vir life of me nie sy naam onthou nie. Ja, die probleem is, hulle sit hulle deur hierdie bootcamps en goeters en dan eventually dan knak hierdie ouetjies. Ek weet nie, iets in die leierskapsprogram werk nie. Daar's een of ander aspek van loyaliteit wat hulle nie sterk genoeg aanspreek nie. En dan spring hierdie ouetjies ship so vinnig as wat hulle graduate uit hierdie programme uit, wat die DA dan voor betaal het, neem ek aan. Maar ja, ek gee regtig nie om of ek Gordon of Steenhuisen is nie. Solank Tannie Helen Joburg toe kom, worry ek nie oor die res nie. Hulle kan soveel Ubers wat hulle wil, hulle kan doen net wat hulle wil. Ja, Tannie Helen dink ek het 'n moeë goeie kans. As ek so half kyk na haar veldtog, ek dink sy ran 'n ongelooflike pragmatiese veldtog en sy's baie visible. Van die goedjies dink ek moet sy eerder nie op haar digitale media sit nie, maar dit is ook okay. Ons weet ook dat Helen het al 2:00 in die oggend op haar toilet getweet en in die sop beland daarvoor, so sy doen baie beter as dit, kom ons sê daar. Ja, ag ons los dit daar. Ja, sy moet maar net aangaan. En ek lag ook iets so nou kyk ek vir ou Herben Mashaba op die toxicity pool wat XD's dalk is. Kyk, sy hele mission is nou, elke keer as ou Helen iets positief post of iets snaaks post van sy direct nou traffic in Johannesburg of wys al die potholes uit in die pad, dan moet ou Black Like Me nou eers opkom en dit kom dis en net vir ons vertel wat sy absolute racist sy is. Given I said it altyd met geen evidence, no evidence to prove it. He just makes the accusation. Such a blatant racist, apartheid beneficiary. Ja, apartheid beneficiary. Ek weet nie wat dit Anele nou weer gesê nie. Kan nie. Nee, laas wat sy met haar onderhoud met Helen Zille wat sy haar aangevat het oor daai onderhoud Anele het gegaan vir 'n tipe peers oomblik. Sy het gegaan vir 'n shot. Verstaan, vir die ultimate shot. En die ultimate Piers Morgan oomblik van ek nou hierdie gas vas. En it's not a vibe. Jy is nie 'n journalist nie, jy is nie, kom ons los van Anele, ons like haar. Ja, maar daai is daarom nou al gedaan is sake, maar ek daai ene, Mr. Black Like Me, kyk, ek kry vir hom so jammer, Matthys, ek dink hy lê in die nagte wakker, en dink net oor Helen Zille. Ja, die hoeveelheid spasie wat sy rent of rentevry in sy mind occupy is actually skrikwekkend. Ja, en dit is altyd vir my so funny as die politikuste so mekaar aanval op X of in die publieke forums vir die media. En dink ek besef julle eintlik ons wil net julle met julle werk doen. Ons gee eintlik regtig nie om oor julle twists and turns en julle bekgevegte en so aan nie. Just do the job, man. Do the job. En
En dit is deel van haar veldtog, ek weet, sy wys die potholes uit en sy direct traffic, maar at least het sy al traffic gedirect, wat nie een van die ander leiers sal oor dit kan sê nie, al was dit net vir 'n foto op, at least het sy al die traffic gedirect. Ja, maar terug in die Kaap, so Kaapstad beoog om 'n veiligheidsmuur langs die N2 te bou, in die omgewing van die Kaapstad internasionale lughawe. Dis natuurlik nou na die aanval op Karen van Aert, waar sy by aangeval is en deur 'n mes met 'n mes doodgesteek is. Ek dink is iets so 6 keer met 'n mes doodgesteek of gesteek is en toe nou omgekom het van dit. En op die einde net haar handsak gesteel het. So die veiligheidsmuur na raming sê hulle is beplande 180 miljoen wat dit gaan kos om motoriste te beveilig in daai spesifieke gedeelte van die snelweg. En hulle sê daar is nie op die stadium geld in die begroting nie, maar hulle gaan voorsiening maak volgende jaar Maart se begroting nou vir die spesifieke muur. En dit voel dit vir my so klein bietjie tramperig, né? Kom ons bou 'n muur om die probleme uit te sorteer. Hulle sê natuurlik nou dat die N2 is 'n nasionale pad en dit is SANRAL se verantwoordelikheid om die veiligheid van die pad te bestuur, wat ek heeltemal mee saamstem. En hulle sê hulle het 'n paar keer met SANRAL kontak gemaak om te sê daar's veiligheidsprobleme. SANRAL doen absoluut nou niks daaromtrent nie. Nou gaan City of Cape Town gaan nou 'n muur bou. Die probleem wat ek by die muur gaan absoluut niks doen nie. Ons almal weet hoe lyk Suid-Afrika. Hulle kan met flip-flops en 'n moerse groot TV oor 'n muur spring. 'n Muur gaan nie die probleem oplos nie. En 'n ander groot probleem met die hele muur-argument van die DA in Kaapstad is dat jy sê dat SANRAL se verantwoordelikheid is die N2. Ons almal weet dit is 'n nasionale pad. En hulle moet dit moniteer en veilig hou en dit operasioneel hou. Maar jou verantwoordelikheid is wat jy nou agter die muur wil uithou. Dit is jou verantwoordelikheid, City of Cape Town. So die muur wat jy nou wil bou, wat wil jy nou eintlik doen? Wat probeer jy nou eintlik oplos? En wat sê jy eintlik vir die meerderheid mense daar buite? Want jy wil die muur hou om die probleem uit te los, maar die probleem wat daar is eintlik jou verantwoordelikheid om eerstens op te los. Ja, so ek dink die groot ding van die muur is op daai stukkie pad is ook nie net, gaan nie net oor die gewelddadigheid wat aangaan nie, robberies en so nie, maar ook van voetgangers wat maar net oor daai hoofweg loop. Ek meen daar word daagliks voetgangers daar omgery wat oor daai N2 probeer spring. Maar ek het hulle nou nog nie geleer nie. Daar het ons destyds daai muur gehad in Middelburg op pad Mbombela toe. Op die N4 het hulle daai moerse muur gebou. Die inwoners wat daar wil oorgaan het daai muur baksteen vir baksteen begin afbreek en wegdra en hulle eie huise gaan bou met daai bakstene. Van daai muur. So ja, Matthys, dit is die ding weer eens. It's all good and well we put up a wall, but we're not treating the actual cause of this. Exactly. En ek dink 'n interim measure definitief moet 'n muur dalk opgesit word of een of ander tipe sekuriteitsmeasure moet daar in plek wees om hierdie ouens van die pad af te hou. Nie net die gewelddadige ouens nie, maar ook die ouens wat dit gebruik as jy weet 'n walkway werk toe of winkel toe of so aan, elke dag hulle lewens in gevaar stel. Maar dan moet jy ook gaan kyk wat is regtig, waar is die kriminele? Kry die kriminele onder beheer? Waar is die vervoerprobleme? Hoekom gebruik voetgangers hierdie pad? Want hulle het obviously nie die bekostigbare vervoer of die regte vervoerroutes nie. Spreek dit aan. Spreek die sistemiese probleme aan. Dan gaan ons nie hierdie goeie sê nie. Ek het nou het ek weer 'n ding gekyk van Jimmy Carr, wat hy sê, iemand vra vir hom as jy president word of koning word van die wêreld, wat sal jy môre doen? Sê dit sal iets wees met omgewing en humanities. En die eerste ding wat hy sal doen, is hy sal al die kennisgewings en gevaartekenborde wegvat. So, waar daar staan byvoorbeeld, hier is 'n afgrond, sal hy wegvat, want, en hy sê dit is so waar, ek vind, ons wil nie eintlik daai mense in die stelsel hê nie, want hulle is fucking dom. So, hoekom moet daar systeme in, survival of the fittest, baby, if you stupid, that's it. Hoekom moet daar 'n bord wees wat sê, moenie in
die jacuzzi spring nie of duik nie. Jy sien Matthys, dat my onsself van sulke goeders is altyd mens kyk nie na die kleiner dinge nie. Ja, ek verstaan daar's baie kriminele aktiwiteit daar. Ek het 'n paar maande terug daai pad moes ry en dit is flippin' scary. Hulle this is not underplayed julle. Dit is 'n moeë besige pad. Jy moet uitkyk vir soveel mense wat oor daai pad hardloop die hele tyd. Jy is 'n absolute nervous wreck teen die tyd wat jy van die pad af klim wynlande toe. So en plus dan as jy nie Kaapstad ken nie en hierdie GPS vat jou op 'n verkeerde afrit wat ek glo net is wat met die onderwyseres van Bloemfontein gebeur het of die afgetrede onderwyseres van Bloemfontein wat jy nou genoem het. Dis wat daar gebeur het en dan sy gone. Ja. Ek dink altyd net aan daai mamma wat na 4 kinders kyk. Sy het nie geld vir publieke transport of om uit of daar's nie 'n roete nie, daar's nie 'n taxi wat daar stop nie. En sy is elke oggend 4 uur oor daai highway om 'n taxi elders te gaan kry om by haar werk uit te kom. Om geld te maak om na kinders, wat gaan van haar nou word? Verstaan jy wat ek sê? And I'm not saying this because I'm woke. Ek meen die van julle wat na Regina luister, weet ek is alles fucking behalwe woke. Maar sulke goed pla my. Dit pla my want weer eens ons maak die reëls vir 'n handjie vol mense en die meerderheid mense moet nou suffer onder daai stupid reëls. En 'n muur gaan nie die probleem oplos nie. Nee, dit gaan nie. Dit gaan leer julle lesse in Middelburg. Dit het nie in Middelburg gewerk nie. Dit gaan nie in Kaapstad werk nie. Ja, wel, dis seker dieselfde wat ons kan sê van Trump se muur ook. Ons kyk nog hoe ver hulle hom bou en of dit gaan werk. Who knows? Maar ja, toe ek die muur sien, toe dink ek hier. Trump se muur werk klaar, maar die ding is 'n ander wêreld, Matthys. Die muur word beman deur sekuriteit. 'n ander stelsel. Dis heeltemal anders. So ons moet ook net 'n paar van ons illegal immigrants in daai gedeelte van Kaapstad verwyder, dan gaan dit ook al dalk baie beter gaan met Kaapstad en die omliggende gedeeltes by die lughawe. Ander geen chaos wat natuurlik afgespeel het is die mosie van wantroue of die mislukte mosie van wantroue teen die KwaZulu-Natal premier Tommy Ntuli wat afgespeel het verlede week en die MK het natuurlik verskriklik aangehou en gesukkel en hulle het hulle self soos ek weet nie of jy die visuals gesien het, Colleen. Ek weet dit gelyk soos 'n sirkus. Absolute sirkus. Die polisie die ouens in die cameras probeer fight. En hulle moet uitsleep aan hulle kraag. Maar die MK-party het R700,000 spandeer om mense in te bus na die mosie van wantroue toe vir 'n mass optog aan die buitekant. En dan dink ek so dit nou misluk. En jy het nou R700,000 verloor ook. En wat het jy eintlik gewen? Maar daai MK ondersteuners wat daar buite gestaan en gedans en gegil en geskree het. Hulle het nie gesien wat binnekant gebeur nie of dra dit hulle goedkeuring weg. Dink hulle dit is hoe dit moet gebeur? Dis my vraag. Ek dink hulle gee om nie, Matthys. Hulle is aangereis toe. Hulle het obviously 'n maaltyd gekry, want hulle teer op die armste van die armste mense hier. So ons gaan vir jou 'n maaltyd gee, ons gaan vir jou T-shirt gee. Dan sê die ouens, ons is in, want hy het nie 'n skoon T-shirt nie, en hy het nie geld vir lunch vanmiddag nie. Hulle teer en veer op dit. Die MK is vir my 'n non-event en ek hoop dit bly so. Daai ouens implode op hulle self. Hulle kan nie oor enigiets ooreenstem nie. Hulle het geen ability om te regeer nie. Hulle leierskap is absolute klomp clowns. En hulle dien 'n afgod, verstaan? Hulle soos nou klink ek soos 'n stoere Christen, hè. Maar dit is hulle is soos 'n cult. En hulle god en hulle leier is Zuma. Ja. Nou die groot ding met 'n cult is, vat jy die leier weg, het jy nie meer 'n cult nie. En dis wat almal sê, dis wat alles sê, die MK gaan nie bestaan as Zuma as 'n individu nie meer daar is nie. Nee. Wat my nou ontstel is dat hulle mors belastingbetalers se geld en hulle mors ons regeringsamptenare se tyd. Wanneer hulle actually werk aan gaan doen, dan moet hulle daar sit in hierdie mosies van wantroue. Hulle tyd mors, ons geld mors om hierdie klomp kinders te entertain. Klomp kinders in hulle camo. In die eerste instansie trek uit jou camo. We are not in a war anymore. We haven't been in a war for a very long time en is tyd dat hulle koppe begin uit hierdie gat uitkry. Dis maar asof hulle voel hulle moet nog vir iets beklei.
vat wat jy het, julle moan konstant oor not being privileged en previously disadvantaged en al hierdie goeters, dit is nie meer nie, jy hoef nie meer teen die wit wolf te beklei nie. Daar is niks om mee te beklei nie. Bou nou net. Jy het nou elke geleentheid om te begin bou, jy hoef nie te beklei nie, maar jy daag nog steeds daarop. In jou rooi berei EFF, jy daag nog steeds daarop in jou camo MK en praat oorlog, noem mense nog comrades en praat hierdie absolute oorlogtaal. Matthys, in oorloë word niks gebou nie. Niks word gedurende oorlog gebou nie. Ja, Alles word afgebreek. Kyk na die oorloë wat die afgelope ruk net, die afgelope paar jaar in die wêreld afgespeel het. Dis verpletterend. En enige tydsone waar daar oorlog was, word alle ontwikkeling op 'n halt gesit. Alle creation word op 'n halt gesit. En totdat hierdie jong mense wat nou moet opstep en hierdie land lei, nie tot die besef kom dat ons maak nie meer oorlog nie. Ons hoef nie. Gaan hulle niks bou nie, Matthys, want die twee kan nie dieselfde tyd gebeur nie. Kan nie. Ja, jy maak 'n baie goeie stelling daar, want ek dink vir hoe lank is ons nie dan al in Suid-Afrika in 'n oorlogs-mindset, omdat niks gebou word nie, niks word gecreëer nie, want ons is in 'n oorlog-mindset. En ja, ek weet nie wat om eintlik veel verder daaroor te sê nie, maar ek hoor ook daar's 'n grondvlak rumors, ek het dit op Newsroom Africa gehoor, dat die MK praat van 'n moontlike coup, dat hulle gaan die regering oorneem. So ek het diep gegiggel toe ek dit gehoor het. Funny wees. Ek dink ook dit kan nogal interessant wees. Ek dink ook nie hulle gaan dit regkry. Met hulle camo uniformpies. Ja, met hulle camo uniformpies, maar al hulle Gucci skoene en Gucci skoentjies en handsakkies. Dink ek nie hulle gaan dit regkry met luitenant-generaal Nkosazana en KZN. Dink hulle gaan regtig sukkel om dit te doen. Natuurlik, ons gepraat van die Mhlandla-kommissie, die eerste ronde verslag of die voorlopige verslag word hierdie week aan ons president Cyril Ramaphosa voorgelê. En dit is in die geheim deur die minister of die woordvoerder van die parlement het gesê dat dit is net vir Cyril se oë, dit is nie vir die publiek se oë nie, want dit is nog nie die volledige verslag nie. Die volledige verslag sal voorgelê word aan die publiek. En nie die volledige verslag nie, die gesensorde verslag. 10-1. Die propaganda. Ja, so hulle sê hoekom hulle dit nie doen nie, is omdat hulle op die stadium hulle gee dit eintlik vir die president 'n update. Dan dink ek, hoe stupid dink jy is ons? Meeste van die mense en al die nuuskanale in Suid-Afrika gee omtrent 24 uur 'n dag terugvoer oor wat daar aangaan. So Suid-Afrikaners weet in any case die heeltyd wat gebeur in daai kommissie. Hoekom wil jy daai ewe skielik aan die raps hou? It just doesn't make sense to me. Dit maak vir my glad nie sin nie. Ek gaan jou sê hoekom 'n daai verslag gaan probably kom met recommendations. Dit moet kom met recommendations. So dit gaan kom met recommendations. Dit sien ons nie in daai kommissie nie. Ja. So dit gaan net in die verslag in. So dit kom vir jou sê ons gaan nie, dit is nie hulle wag nie vir 'n volledige verslag nie, Matthys. Hulle gaan hom net bietjie sensor. Van die recommendations wat ons nie lus is om te doen nie. Ons wil nie hierdie ou in hegtenis neem nie. Hierdie een is my buddy. Ons kan nie. Ons kan hierdie nou. Ek weet julle het nou gerekommend, ek moet hom eintlik toesluit want hy is die grootste skelm, maar hy's my buddy hier, so ek gaan dit nou uithaal en dit nie vir die Suid-Afrikaanse volk sê nie. Dis nie wat gebeur. Dis nie presies wat gaan gebeur. Maar ek weet, ek het dit al 'n paar keer gesê, ek het gedink in any case dat hierdie kommissie is doodgebore. Net dood uit beginsel uit. En dis 'n bietjie fanfare om ons as Suid-Afrikaners besig te hou, terwyl ons die laaste gedeeltetjie van ons land verloor, terwyl hulle dit uitverkoop en verder reunieer voor die volgende verkiesing. Maar al die mense wat ek nou al na geluister het, kyk 2026 se munisipale verkiesings lê voor. So daar's groot spronge wat hulle praat van wat die ANC regtig verskriklik baie power gaan verloor as gevolg van 'n klomp redes wat ons sal bespreek wanneer ons naby kom, maar daar's nog te min te sê. So ek dink die ANC sit op 'n warm plaas
En hulle ja, let's see what's happening, maar dit is my baie sad dat ons nie gaan daai verslag kan sien nie. It's actually quite shocking. Het jy gehoor wat sê daai spokesperson van die ANC, ek vergeet nou 'n naam. Hulle het mos nou wat hulle groot wank gehad laasweek, wat mense die NG whatever. Ja, hulle groot sametrek by Birchwood. Wat gesê dat hulle is nie korrup nie, want as hulle korrup was, sou hulle ryk gewees het. Ja, dan sou hulle salarisse kon betaal het. Maar het jy gesien hoe lyk die mense wat daar voor haar gesit het en wat se kleertjies en allerhande goedjies hulle aangehaat het en hoe hulle geïmpliseer is deur hoeveel kommissies al. So die ANC as 'n brand is dalk nie korrup nie, maar jou lede, madam, is uiters korrup. Ja, nee, is definitief korrup. Dit is een van die redes hoekom jy nie geld het om salarisse te betaal, want jy is so korrup, jy is so endemies korrup dat jy by jouself steel. Jy sal jou spreekwoordelik jou ma se eie arm afkou. Net omdat dit daar is vir jou om af te kou. Dit is hoekom jy nie geld het om salarisse te betaal nie. En die ander ding wat my gepla het van daai stelling wat sy gemaak het is wat is die boodskap wat sy aan die jeug daar buite sit? Wat is die boodskap wat sy aan die ANC en die groter Suid-Afrika gee, dat jy moet korrup wees om geld te kan hê. As jy wil ryk wees. Want as jy eerbaar is, dan is jy arm. En hulle is apparently eerbaar en arm, maar as jy wil geld hê, moet jy korrup wees. Dit was eintlik vir my fundamenteel 'n groter probleem met daai stelling gewees. As die feit dat die ANC nie geld het nie. Ek is actually moeë bly. Die ANC het nie geld nie dat hulle salaris kan betaal nie. It's no skin of my back, to be honest. Rarig. And also not of their back. That's the sad part. No skin of their back. Hulle het menigte grondvlakwerkers wat hierdie Kersfees sonder geld sit. Wat by hulle toeliehuis werk. So, you know what? Ek voel jammer vir hulle, maar again, no skin of my back. Maar hulle dit pla hulle ook nie. Sê die goed pla hulle glad, ek beloof ek daai girl wat daai comment ook gemaak het van we are not corrupt, otherwise we would have money to pay salaries. Sy dink daai comment was die skerpste fucking comment wat enigiemand nog ooit gemaak het. Ja, sy het gedog dit is haar moment wat sy gaan trend vir al die regte redes. Absoluut, en sy is omring met mense, dat sy gaan hierdie Kersfees om 'n tafel sit, saam met familie en vriende, en hulle gaan vir haar sê, "Here girl, jy is 'n fucking legend vir daai comment. Dit was amazing." Jy het getrend op Twitter, op X in Suid-Afrika. Well done. Well done. Terwyl hulle nog 'n bottel Veuve Clicquot oopmaak en smil aan heerlike kaviaar. Kyk, Suid-Afrika is altyd 'n land van interessanthede, maar ons is ook nie hierdie keer weer eens op die top 10 veiligste lande in die wêreld nie, Colleen. Shock, horror. So die top 10 veiligste lande in die wêreld is onlangs onthul. So die veiligste land of lande, die top 10 lande van die Global Peace Index in die wêreld. Eerstens is IJsland. Hy staan op nommer 1. Dan op nommer 2 is dit Ierland. Dan Nieu-Seeland. Nommer 4 is Austria, nie Australië nie, Austria. Dan nommer 5 is Switserland, nommer 6 is Singapore, nommer 7 is Portugal, nommer 8 is Denemarke, nommer 9 is Slovenië en nommer 10 is Finland. So wat sien jy uit hierdie 10 lande uit? Wat is die top 10, wat is die gemeene faktor in die top 10 veiligste lande in die wêreld? Fucking koud. Niemand wil dat uitgaan om te steel nie. Dis fucking koud. Dis wat ek gedink het. Dis moerkoud oralste, behalwe in Nieu-Seeland en in die somermaande in Portugal. Well, Nieu-Seeland is so moerver, niemand wil soontoe gaan nie. So as jy soontoe gaan dan jy kan nie by jou sussie of jou broer steel nie. Ja, jy kan nie kak aan jaag nie, gaan vir kom kry. En dan behalwe Portugal, ek weet Portugal is moerkoud in die winter, maar dit is actually baie lekker in die somer. Maar ja, dis presies wat ek aan gedink het. Dis te koud. Mense wil nie uitgaan om te gaan steel nie. Ierland was nogal vir my interessant geweest dat hulle so hoog opgespring het. Apparently volgens die verslag sê hulle dat Ierland het 'n groot inroads gemaak om in die top 10 te wees as gevolg van al die werk wat hulle gedoen het om hulle sekuriteit te verbeter. So hulle kyk hierso lyk my na
sekuriteit, die fisiese sekuriteit van die land, die hoeveelheid moorde, hulle kyk ook na hoe jy jou borders beheer en patrolleer, en dan doen hulle ook doen kwalitatief en kwantitatiewe navorsing. Dat hulle ook 'n bietjie gesprekke met mense om te vra, voel jy bang? Voel jy nie bang nie? Voel jy veilig? Voel jy nie veilig nie? So ja. Dan die onderste 10 lande is die heel laagste, die plek wat op nommer 163 is Rusland. Dan tweede is Oekraïne. Dit maak vir my nogal sin as ons kyk na wat tans daar gebeur. Dan is dit Sudan. Nommer 160 is Democratic Republic of the Congo. Nommer 159 is Jemen. Dan is dit Afghanistan, dan Syrië, dan South Sudan, dan Israel en dan Mali. So dit is die lande wat jy verkieslik moet vermy op die stadium, sou ek voorstel. So baie interessant. Ek het na 'n ander survey gekyk en ek hoor nou wat jou survey, hoekom dit so verskil, want jou survey sluit al die war zones in. So die survey wat ek nog gekyk het is 'n Gallup 2025 Global Safety Report wat al die war zones ge-exclude het. So dit gaan letterlik net oor mense wat veilig of onveilig voel buite oorlogsones. Okay. Ja, so dit was ook nogal interessant. In die eerste plek Singapore wat ook op jou lys was. Ja. Was eerste. Dan Tajikistan, China, Oman, Saudi-Arabië, Hong Kong, Kuwait, Noorwe, Bahrein en die UAE. En dan die minste veiligste lande is Chad. Ek weet nie of daar dit is dalk debatteerbaar. Ek weet nie of daar nog oorlog gevoer word. Chad, Myanmar. Eswatini, wat eintlik maar ook hier in Suid-Afrika is. Hier in Suid-Afrika. Okay. Lekker. Dit's binne, ja. Zimbabwe. Ja. Chili. Bierland, ja. Ecuador, Liberia, Botswana, Lesotho, wat ook in Suid-Afrika is. En dan, volgens hierdie ene, lande wat nie in oorlog is nie, en die onveiligste land is, drumroll, Suid-Afrika. What? So dit is ook gedoen op 'n meningspeiling van hoe mense voel. Hulle het verskeie vrae gevra, sulke goeie soos Singapore was ranked first for the 12th consecutive year driven by its low crime rate. So dit was een kriteria. Dan Noorwe byvoorbeeld, een van die vrae wat uitgekom het was residents who feel safe to walk home at night. Het Noorwe tops uitgekom. So hulle het sulke goed gevra, soos hoe voel jy op 'n safety level om alleen in jou kar te ry, om in die aand te stap, om winkel toe te loop in plaas van As daai die vraag is, maak dit vir my heeltemal sin dat Suid-Afrika dan die laaste op die lys is. Ja, maar weer eens, ek wil 'n positiewe spin op dit sit, Matthys, want dit is die einde van die jaar en ek is klaar met negativiteit vir nou. So ek wil sê, ons is net taaf. Ons is taaf, ons is realisties en ons is kaktaf. Jy kan enige ding ons kant toe gooi. Ons is streetwise. So op hierdie peiling wat ons nou gekyk het na die toplande of die results van die Global Peace Index is Suid-Afrika 124 en ons deel daai posisie met Honduras in 124ste plek. Which is not a great companion to have op daai plek. Maar ja, dit maak vir my sin, jy sê peaceful index, so it's not about war, it's about peace. Peace index, ja. Maar ons het wel 3 plekke opgeskuif, Colleen. Ons het 3 plekke opgeskuif van 2024 na 2025. I mean, that's met die MK in ons midde. Met die MK en die EFF in ons midde en die hele ANC en Cyril Ramaphosa. En die metropolisie en die munisipaliteitsmanagers. Actually, weet jy wat, ek dink enige rede hoekom ons opgeskuif het was die G20 10-1. Want as dit nie vir die G20 was nie, het ons 10-1 nog verder geval op hierdie indeks. Daar sê. Indeed. You said that. Hoorie, en laaste storie van my kant af die jaar. Ek moet sê, dit het my rarig. Ek voel asof ek niks bereik het in my lewe nie. Nadat ek hierdie gelees het nie. So, daar's 'n laaitie van België
op die ouderdom van 15 het hy sy doktorsgraad bereik in quantum physics. Op die ouderdom van 15, 'n PhD vir quantum physics. Hy staan bekend as Belgium's Little Einstein. Sy naam is Lawrence Simmons. Hy het in 18 maande het hy sy bachelors gekry. Op die ouderdom van 12 jaar het hy sy bachelors gekry. In 18 maande het hy dit klaar gemaak. Hy het ook, as ek reg onthou en reg verstaan, het hy in 18 maande sy hoërskoolloopbaan afgesluit. So wat ons doen in 5 jaar en ons kry 'n matige 30% slaafsyfer, doen die laity op die ouderdom van 12 in 18 maande kry hy 'n bachelorsgraad. Ja, eet 'n bietjie daaraan. Nadat hy sy doktorsgraad ontvang het, is hy toe nou dadelik saam met sy pa op 'n trein na Helmholtz, Munich in Germany toe, om sy tweede doktorsgraad program te begin, wat hy daar fokus op medical science en artificial intelligence. En apparently is sy ouma en oupa beide oorlede aan hartprobleme, en hy wil nou al sy research of sy navorsing wy om dit te sien hoe kan kunsmatige intelligensie help met in die mediese faktor. So, maar hy is actually nie die jongste persoon wat al 'n doktorsgraad verower het. So die Guinness World Records het die jongste persoon is Michael. Hy het gegradeer in Is he German? Hy is wel, ek het gegaan lees, achievement of Michael Kinery, an American who Guinness World Records recognizes the youngest graduate in the world. He graduated in June 1994 at the age of 10, obtaining his bachelor's degree in anthropology from the University of South Alabama. So dit is die jongste persoon wat al 'n bachelorsgraad gekry het. Die jongste persoon wat al 'n doktorsgraad gekry het, is 'n German wonderboy, Carl Witt. I knew he had to be a German. Carl Witt, en hy het sy PhD in filosofie in 1814 op die ouderdom van 13 verower. 1814. Toe was hy 13. Tell me nie. But we'll give it to the Germans. Yeah, you can have that one, but I think it's a bit long ago, Germany, come on, give us another one. Hierdie ouetjie lyk so cute. Ja, hy lyk soos 'n gewone seentjie. Ja. Hulle sê hy hou van TV games, hy hou van TV speel en hy hou van lees. So hy's 'n gewone kind. Sy ouma en oupa het hom hoofsaaklik groot gemaak, want sy ma en pa is beide tandartse en hulle het gewerk in Amsterdam. En sy ouma en oupa was die eerste mense wat gesê dat hy is 'n begaafde kind. En of dit gerecognize in hom. En toe hy op die einde skool toe is, die juffrouens ook gesê in die eerste paar dae van hom as skool dat die kind is verseker begaafd. En ek meen, dit is amazing dat die stelsels dit hom kon toelaat dat hy dit kon doen op daai ouderdom. Maar nadat ek dit gelees het, moet ek vir jou sê, op my ouderdom het ek gevoel ek is die grootste failure ooit. Ja, verseker. Sukkel voort hier aan my kant ook hoor. This makes you feel like a bit of a failure. But anyway, ja. So imagine maybe volgende jaar het jy so 'n geniale persoon wat jy moet help met 'n doktorsgraad. Yes, dit sal lekker wees. Dit sal baie lekker wees. Kan ek net terugsit? Net 'n bietjie terugsit vir 'n rukkie. Bietjie rustig wees. Maar dit was nou klets gewees vir 2026 hier op die 17de 2025. 25, ja, Matthys, ja. 2025. Uit die blokke uit, nee. Rustig, seun, rustig. En ons sien jou volgende jaar 2026 met nog 'n klets. Nee, dan sal ons. Yes, ek sukkel regtig. Okay, wag. Hierdie is 2025. Miskien sien ons julle nie. Volgende jaar is dit 2026, ja. Dan sien ons jou volgende jaar met nog 'n klets en ons gaan ons beste probeer dat ons vir Catherine, ons in-house astrologer, inkry, dat sy vir ons weer verduidelik wat gaan aan met die sterre. Hoe lyk dit volgende jaar? Want here, 2025, she was rough. She was rough, ja. Fuck.
But we did it, julle, gaan rus lekker, wees liefdevol teenoor almal, wees goed en gaaf, en vir daai mense wat jy so op jou tande moet byt, dis reg, hol net asem, byt jou tande, moenie jou moer blik nie, it's not worth it, you're gonna love yourself in January. That's it. So, happy Christmas, voorspoedige nuwe jaar, ons sien julle volgende jaar. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, toe hoor ek dit mense sê, soms hoor ek maar net, en dit is allemaal nie goed.